is hy. Alright, kom ons maak vir die oor toe, mense. Genadige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons kan kom, Here, na die huis toe, woord te kom ontvang, Vader, om saam te kuier, Here, ag en Here, net om te weet, Here, dat U vir ons bitter lief is, dat ons vandag hier is, Here, om te kom ontvang, bid ons, Here, dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak, Vader, sal ontvang wat U wil hê ons moet kry by U vandag, Vader, en Here, waarmee U ons wil bless, Vader, kom seën hierdie diens, Here, Here, kom hou die vyand weg, Vader, dat dit net hier oor U gaan en U alleen, Vader. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ok, vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor prys die Here. En ek wil vir julle begin by Psalm 22, verse 3 en 6, en julle sal sien, julle het almal blaadjies gekry. Julle gaan so 'n bietjie huiswerk doen vir die volgende 13 dae. En voel vry om dit te doen asseblief. Ek glo in my hart dat as ons dit doen, dat ons baie nader aan die Here sal kom in dit. Okay. Kom ons begin by Psalm 22 verse 3 en 6. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug en het hulle vertrou. Ja, U het hulle vertrou en nie beskaam gelaat staan nie. Net iets nou 'n ding in die pad, okay. Nou in elkeen van ons lewe kom daar 'n tyd wat ons na die Here bid, na die Here roep. En dis net asof die Here net nie terug antwoord nie. En ek dink elkeen van ons wat hier sit, is al deur 'n stadium of dalk stadiums in jou lewe waar jy na die Here geroep het en dit voel net of die Here ons nie antwoord nie, of die Here nie vir ons gee wat nou waarna ons vra nie. En ongeag wat ons probeer en hoe ons dit probeer, is dit net asof die antwoord van die Here nie by ons uitkom nie. Nou, ek weet nie of ek en jy, of dit net ek is, sal bietjie gaan sit en dink het nie. Hoekom is die oorsaak? Hoekom gebeur hierdie goed? Ons sien dat dit ewen met Dawid, nee. Dawid is die ou wat vir Goliat verslaan het. Dawid is die ou, die koning van seker die magtigste koning wat nog ooit geleef het. Dit het met hom ook gebeur. So dis nie 'n ding net in my en jou lewe nie. Maar tog gebeur dit. En ons weet tog in ons eie lewens en ons weet in getuienisse van ander mense se lewens, weet ons dat die Here antwoord. Hy doen. Want dit is sy hart. Sy hart is ek en jou. Sy hart is om te antwoord en ons te help en ons by te staan. En dan weet ons ook as ons in God se woord lees, dan weet ons maar reg deur die geskiedenis het die Here geantwoord vir die mense wat na hom roep. Mense wat in benoudheid na hom roep, mense wat in vreugde na hom roep. Die Here het hulle geantwoord. En ons weet ook die Here is getrou en hy vergewe vir ons wat so gereeld verkeerd doen. Ons kyk gou na Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, dit is die Here wat hier praat. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie eers weet nie. Jesaja 65 vers 24. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Dis die beloftes van die Here. Psalm 51. Die offer wat U wil hê, o God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en berouvolle hart, sal U nie verwerp nie, o God. Dalk, as jy in 'n situasie is en jy voel dat die Here jou nie antwoord nie, onthou jy die dag en jy dink terug aan die dag toe jy voor die Here neergeval het en jou gees het uitgeroep na jou Skepper. En jy onthou daai dag wat jy 10 teenoor neergeval het en die trane het oor jou wange geloop, jou lyf het dalk geskit soos jy gesnik het. Jy onthou daai dag. Dalk was jy alleen iewers en jou oë het opgegaan na die hemel en die Here het jou gehoor toe jy die naam bo alle name uitgeroep het.
En skielik gebeur dit nie meer. En ons wonder hoekom. En jy onthou daai oomblik toe die Here by jou gekom het en hy het jou so omvou. En jy het geweet omdat jy weet, dis die Here wat nou by jou is. Die Here wat jy in jou lewe nog nooit geken het, jou kom ontvou, jy het leef, hierdie wonderlike vrede wat die Here vir jou gegee het. En onmiddellik, toe jy roep, onmiddellik was die Here se teenwoordigheid daar. Onmiddellik kon die Here vir jou 'n antwoord gee. Toe jy op jou donkerste plek was, het die Here jou kom omvou en het jou kom antwoord. En ons sit vandag dalk daar en ons wonder, Here, maar hoekom antwoord U nie? En ons dink terug aan daai tye, en miskien 'n jaar of 2 of dalk bietjie meer later, in elkeen van ons se lewe, bid ons, maar ons hoor niks. Ons lees sy woord, en ons hoor niks. Dit is asof die Here ons net nie antwoord nie. Ons doen die hele kerk doen, ons doen alles wat die kerk van ons verwag en meer, maar ons hoor die Here nie meer nie. Ons doen al hierdie regte dinge, maar dit is asof die Here stil is. Nou weer eens sê ek, het ons al bietjie gaan sit en wonder, wat is die rede? Ons weet die Here wil ons antwoord, ons weet die Here wil bitter graag sy kinders antwoord wanneer jy roep na die Here. En dan sit ou en wonder, maar hoekom gebeur hierdie goed? Ewen met Dawid het dit gebeur. Psalm 22, ek lees hom gou weer, verse 3 en 4. Elke dag roep ek na U God, maar U antwoord nie. Ook elke nag roep ek, maar daar is geen rus vir my siel nie. En dan vers 4 is vir my baie belangrik. Tog is U die Heilige wat woon, waar Israel U prys. Psalm 22, die 53 vertaling sê die 4de vers, tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Nou daar is verskeie goed wat kan tussen ons en God staan, wat kan verhoed dat ons die antwoorde van die Here hoor. Ons dink sommer so vinnig aan Daniël. Vir 21 dae het Daniël gevas en gebid. Julle onthou die verhaal. Hy was in gebed en hy het gevas vir 21 dae, want hy het 'n antwoord van die Here afgevra. Maar vir 21 dae kom daar geen antwoord nie. En Daniël hou aan bid, Daniël hou aan vas. Op die 21ste dag, die Tigris rivier, hy staan langs die rivier, en daar kom 'n engel na hom toe. Wat sê die engel vir hom? Hy sê op die eerste dag, toe jy gebid het, Daniël, het die Here my gestuur met 'n antwoord. Maar ek kon nie deurkom nie. Ons praat hier van die geestesriem. Hy sê ek kon nie deurkom nie. Satan het my verhoed om deur te kom. Vir 21 dae het die engel probeer om deur te kom en hy kon nie deurkom nie. Satan het hom verhoed. Op die 21ste dag stuur God die Vader vir Michael om die pad vir die engel te kom oopmaak. Op die 21ste dag kan die engel by Daniël uitkom en hom die antwoord gee wat die Here vir hom gestuur het. Is dit nie wonderlik, die mense? Dit gebeur ook. Ek en jy ken nie die geestesriem nie. Ons weet dit is daar en ons weet daar's dinge wat gebeur, maar ek en jy sal dit nooit verstaan nie. Ek dink is genoeg om te weet dat daar vir jou siel beklei word elke oomblik van elke dag. En ons weet dat die Here gekom het met 'n antwoord en hy het gestuur, maar Satan het verhoed dat daai antwoord by Daniël uitkom. Hy wou nie hê dat Daniël die antwoord moes hoor wat God hom gestuur het nie. En die Here, wat nooit oorwin kan word nie, stuur vir Michael, sodat die engel kan deurkom, dat hy die pad vir hom gaan oopmaak, daar waar Satan hom verhoed om deur te kom. Dalk is dit iets wat nou met jou gebeur, en dan moet ons maar soos Daniël aanhou, en aanhou vra. Die Here sê, as jy vra, sal jy kry. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel, waar die Here sê, hou net aan, en hou net aan, en hy sal vir jou kom gee. So dalk is dit iets wat jy nie kan beheer nie, maar die Here is in beheer. Hoe langer ons aanhou, en glo,
dat die Here vir jou 'n weg sal gee. Daar is 'n antwoord en dit kom. Dan is daar natuurlik sonde. Sonde wat tussen my en jou, tussen my en God staan. Tussen jou en God staan. Wat verhoed dat ons die antwoorde van die Here hoor. Onbelyde sonde. Onthou net, deur dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het, kan sonde ons nie weerhou van die liefde en die antwoorde en die omgee van ons hemelse Vader nie. Want dit is klaar gedoen, die weg is oop, die tempel se voorhang sal dit geskeur. Maar ek kan verhoed dat ek enigiets ontvang van God af, want daar is onbelyde sonde in my lewe. En daarom kan Satan dit gebruik, sodat jy nie jou antwoorde van die Here kan kry nie. Baie keer hoor ons mense sê, en hulle is baie vinnig om dit te sê, Jesus het vir my sonde gesterf. Mense, dis waar. Dan hoor ons mense sê, ek kan nou in die teenwoordigheid kom van die Almagtige, deur dit wat Jesus gedoen het. Dis so. Dis die waarheid. Dan hoor ons mense sê, Jesus tree vir my in. Dis waar. Dis net so. Maar moedswillige sonde, oor en oor gedoen. Onthou julle die ou mense het gesê, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe. Dit is gesegde gewees wat die ou mense baie lief was om te sê. Onbelyde sonde, mense, gebruik die Satan as 'n barrier om te keer dat God se antwoorde nie by jou uitkom nie. Ons kan nie teruggaan na sonde toe nie. Ons kan nie aanhou sonde doen en vir die Here vra, Here vergewe my, maar oor 'n dag of 2 doen ek dit moedswillig weer nie. Ons hou die woorde van die Here, bely en laat staan. Ons is mense, ons maak foute. Jy gaan nooit perfek wees nie, die dag wat ons die hemelse poorte instap, mense, dan gaan ons perfek wees. Maar dit is 'n konstante beklei, elke dag van jou lewe. En die Here sê laat staan. Die oomblik as ons laat staan, glo jy gaan vergifnis kry, maar jy moet laat staan. Amen. Dan wil ek vir jou vandag vra, daar's 'n derde rede hoekom ons nie die antwoorde van die Here hoor nie, hoekom ons nie sy heerlikheid sien meer in ons lewe en om ons lewe nie. En ek glo, en dis hoekom jy die papiertjie gekry het vandag, wanneer laas het jy gaan sit, en ek wil vandag met julle getuig, ek het dit gedoen so 'n paar jaar terug, het ek vir die Here gevra, Here, wanneer en hoeveel kere het ek nog nie vir u dankie gesê nie. Ons lees in vers 4 van Psalm 22, die Here woon in die lofsange en die prys van Israel. Wanneer laas het ek en jy gaan sit en lof gebring, soos ons nou gedoen het, met hierdie liedjies wat nou so mooi aangepas het. Wanneer laas het ons lof gebring aan ons Skepper? Wanneer laas het ons hom geprys vir dit wat hy in ons lewens gedoen het? En ek wil julle vandag sê, as julle hier ry, gaan koop vir jou 'n boekie. Manne, een wat in jou sak kan pas, vroue enetjie wat in jou handsak kan pas, iets wat jy elke dag by jou dra. En dan gaan koop jy vir jou 'n pen. En manne, moet nou nie laat die vrou vir jou 'n big pen gee en sê jy gaan hom oor 3 dae wegsmyt nie. Gaan koop vir jou 'n mooi pen, want jy's waardig om 'n mooi pen te hê, asseblief. Dan gaan koop jy vir jou 'n pen en 'n boekie. En ek wil julle challenge vir die volgende 13 dae. Aan die voorkant van die boekie, dan begin jy met die opskrif, dan skryf jy, U is waardig om aanbid te word. U is waardig om geprys en geloof te word. En dan skryf jy, dan bid jy, dan vra jy Here, ek sê ek het dit gedoen in my lewe, en it's amazing wat die Here vir jou openbaar. Sê Here, wanneer het ek vergeet om vir u dankie te sê? Here, wat het in my lewe gebeur, wat ek nie eers van weet, Here, hoe u my kom help het nie.
En jy skryf alles. Here, ek is dankbaar oor dit. Ek is dankbaar oor die goed. Here, ek sien wat U vir my gedoen het daar. En jy skryf neer. Dit kom nie in een dag nie, mense. Jy scan jou lewe en dan is daar tye wat jy bid en jy vra Here, as ek nog iets vergeet het, en ons weet dat die Here getrou is om vir jou te wys. Hy gaan jou wys. Hy het dit met my gedoen. Hy gaan jou wys. Want dit is die Here. Die Here wil geprys en geloof word vir dit wat hy doen. Hy wil. En dit is my en jou se hart. Nie ons moet dit doen nie. Nie omdat ons skuldig voel nie. Maar dit moet in jou hart so klop, dat jy nie kan stil bly en die hele tyd vir hom sê, Here, maar U was goed daar, U het vir my gehelp daar, Here, ek verstaan vandag hoekom dit gebeur het. En glo vir my, bid elke dag, vat die voorkant van jou boekie, skryf neer dit wat die Here, hou jou boekie by jou. Ek het dit nie gedoen nie, en ek is so bitter spyt vandag, ek het dit nie gedoen nie. Ek moes dit neerskryf, en as jy bestuur, onthou dit, en waar jy stop, skryf dit neer. Doen dit vir die volgende 13 dae in ons lewe. En ons sal verbaas staan wat die Here alles vir ons wys. Van die kere wat hy vir ons kom help het, uit gevaar uit, wat hy vir ons voorsien het, wat hy vir ons kom gee het. Prys hom vir die kere wat hy vir jou kom intree het. Prys hom vir die kere wat hy vir jou voorsien het. Prys hom vir die kere wat hy jou kom genees het, of iemand na aan jou kom genees het. Elke oggend die 25ste, as daai selfoon langs jou begin is piep piep, en jy weet as jou salaris wat inbetaal word, 3:00 die oggend gaan die goedjies mos nou af. Dank die Here vir daai salaris. Daar's mense hier buitekant, mense wat enigiets sal doen vir daai salaris. Vir daai piep piep op daai selfoon. Dank die Here vir daai salaris. Dankie Here vir nag se rus, dankie vir my huis, dankie vir my dak, Here, oor my kop. Dankie vir my bed. Dankie vir my warm stort, dankie vir my koue yskas met die kos in. Onthou jy die dag toe jou kar gebreek het, op pad terug huis toe van iewers af, enige iets, en jy was naby in die huis toe die kar gebreek het, en iemand kon jou onmiddellik kom help het. Mense, die kar was lankal stikkend. Hy het by jou huis kom breek. Naby jou huis kom breek. Dit kon langs die pad gebeur het, verlate. Hou aan, vra die Here. Hy sal vir julle al die goed wys. Hy het dit vir my gedoen. Jy gaan verbaas staan hoe daai lys al groter en groter word, hoe die boekie al voller en voller word. Want die Here woon waar hy geprys word. Die Here woon waar die lofsange aan hom gesing word. En jy gaan verbaas wees. En dan aan die agterkant van die boekie, kan julle daai 13 punte wat julle daar het, kan julle elke dag 'n punt vat, en julle kan dit gaan lees, en julle self voorberei, wat die Bybel sê, hoekom die Here geprys en geloof moet word. Ons begin sommer by punt nommer 1. God Almagtig is die skepper van alle dinge op aarde. Kolossense 1 vers 16. Omdat God alles deur hom geskaap het, ja, alles in die hemel en alles op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur God en vir hom geskape. Vat dag 1 asseblief aan die agterkant van jou boekie, en jy gaan kyk, en jy vra die Here om jou oë oop te maak, want alles mense, is deur hom en vir hom, nie vir my en jou nie, vir hom geskape. Alles wat jy het, jou huis wat ons so vinnig kan toesluit, vir mense, want dit is ons safe space, is nie myne en joune nie, is aan ons geleen, dis vir hom. Alles wat jy het, jou gesondheid. As jy opstaan in die oggend en jy is gesond, dis vir hom dat jy opstaan, nie vir jouself nie. Laat die Here jou oë oopmaak, bid, dat hy vir jou wys
al hierdie dinge. Dis dag 1. Dag 2. Alle goeie dinge kom van die Here. Jakobus 1 vers 17. Van bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes. Hulle kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. Anders as die hemelligte staan hy onbeweeglik vas. Selfs sy skaduwee verskuif nie soos hulle sin nie. Mense in elkeen van ons lewe, instansies, mense, familie, is nie standvastig nie. Daar's ander wat dalk bietjie meer is as ander. Ons kry seer, mense naby aan ons. Ons kry seer deur instansies. Ons word afbetaal onredelik. Dinge het gebeur met jou. Maar die dag in die tuin van Eden, toe die Here vir Adam en Eva geroep het, hy is nog steeds dieselfde, daai dag, tot vandag toe nog. En hy sal so wees, tot wanneer die Here Jesus Christus kom. Dank die Here vir sy standvastigheid in jou lewe. Dankie Here, dat jy daar kan staan elke oggend, en jy kan na die Here opkyk, en sê Here, ek weet, U is wie U sê U is. Niks kan U verander nie. U sal wees wie U was, en nog steeds sal wees in die toekoms. Dag 3. God onderhou alle dinge. Hebreërs 1 vers 3. Hierdie is my so bitter mooi. Die Seun weerkaats God se heerlikheid. En hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van ons sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God so vol majesteit wat in die hemel woon. En ek wil amper vir jou sê, nou al gaan jy aan die agterkant van jou boekie begin skryf en jy gaan hierdie deurgaan. En jy gaan vir die Here sê, dankie Here vir die Bybel. Dankie Here dat ek vandag kan terugkyk of lees wie U is, wie U werklik is, Here. Want dit wat die Seun weerkaats, is hoe God is, sy Vader. En ek wil vir jou sê, vandag gaan jy lees aan jou agterkant van jou boekie, en jy gaan begin blaai na die voorkant toe, en jy gaan sien wat die Here alreeds vir jou gegee het om neer te skryf in jou lewe. Dankie vir Jesus, dankie vir dit wat hy gedoen het. Dag 4. Dis ook die Vader wat jou in jou moeder skoot gevorm het. Jeremia 1 vers 5. Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Jy word deur 'n firma, jy begin werk, jare na die tyd soos jy opbeweeg in die range, kom jy op 'n punt waar die firma vir jou sê, jy gaan ons verteenwoordig op sekere plekke, of dit nou in meetings is of waar ook al jy is, en jy gaan die firma moet verteenwoordig, en dit maak vir jou opgewonde, want jy het nou 'n purpose in hierdie plek gekry, en jy ook, jy verteenwoordig jou familie. Maar hier sê die Here, nog voor jou geboorte, voor jy gebore is, het God almagtig jou aangestel om namens hom te praat. Is dit nie wonderlik, die mense? Jy is nog nie eens gebore nie, en die Here het jou 'n titel gegee. Hy het jou 'n titel gegee as sy verteenwoordiger, om te sê, jy is aangestel om die mense van my te gaan vertel, om my boodskap uit te dra na die nasies toe. Psalm 139, U self het my diepste wese gemaak, my in my moederskoot gevorm. Ek loof U, omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar, tot toe ek stilletjies gevorm is in die diepste van my moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal, voordat een van hulle daar was.
Weer eens gaan ek vir jou sê, van die agterkant van die boekie, gaan jy oorblaai na die voorkant toe van jou boekie, want dan die Here vir jou reeds gewys. God wat ons so lief het, dat hy sy eie seun aan die kruis gestuur het, vir sondaars soos ek en jy. Johannes 3 vers 16, God het die mense om so lief gehad, dis nou ek en jy, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, en die ewige lewe kan hê. 1 Johannes 3 vers 16, ons het die volmaakte liefde leer ken, dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgelê het, so moet ons ook ons lewens prys gee, ter wille van ons broers en susters. Weereens mense, daar kom 'n opdrag, as ons die kruisdood verstaan, dan weet ons wat die Here vir ons daar gedoen het. Ons weet hoe die Here sy lewe opgeoffer het, vir my en vir jou, sondaars, wat nie verdien het om genade te kry nie. En dan sê die Here ook, ons moet dit doen, ons moet ons lewens aflê ter wille van ons broers en susters. En dan kan ons die Here bid en vra, Here, kan die eie ek sterf, Vader? Kan die eie ek, dit wat oor my gaan, kan dit sterf, Here? Want die opdrag is, Here, dat ek moet my lewe aflê, en dit ook vir my broers en susters. Dag 6, die heilige God van Israel en aarde, die heilige God van die hemel en aarde, het ons deur sy seun Jesus Christus se bloed, gestort aan daai kruis, van ons sonde dood gered. Want ek en jy was op pad hel toe, mense, maak nie saak wat ons doen nie. Maak nie saak hoe goed ons is nie. Maar die genade wat op daai kruis gebeur het, daai bloedoffer, wat vir die eerste keer vir God die Vader aanneemlik was, toe sy seun op daai kruis gesterf het. Daai genade gee vir my en vir jou hoop, dat ons die ewigheid saam met die Vader sal kan deurbring. 1 Johannes 1 vers 19, as ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe, en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Alles, mense, maak nie saak waar en hoe ons lewens voorheen gelei het nie. Deur net die Here te vertrou, word daai alles uitgewis, en ons kan rein, met 'n rein hart, skoon gewas, voor God die Vader kan inbeweeg. Dag 7, God die Vader het deur dit wat sy seun vir ons gedoen het, ons die ewige lewe beloof. Johannes 6 vers 47, ek verseker julle, wie aanhou glo, het reeds die ewige lewe. Mense, is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Ons moet aanhou glo. En ek wil weer eens vir julle sê, dit wat aan die voorkant van die boekie gebeur, en dit wat ons lees, neerskryf aan die agterkant van die boekie, wil ek vandag vir julle sê, julle gaan die twee bymekaar bring. En ons gaan die Here prys vir wie hy is. Ons gaan lof aan hom bring vir wie hy is en wat hy in ons lewe gedoen het. Dag 8, die Here het ons 'n lewe van oorvloed beloof. In Johannes 10 vers 10, die dief het vir niks anders gekom om dood te maak en te vernietig nie. En ek kan vir julle sê, elkeen wat hier sit vandag, julle weet dit, hoe die duiwel by ons kom steel het, hoe hy kom vernietig het. Maar die Here sê, ek het gekom sodat julle kan lewe hê, ja, sodat julle dit in oorvloed kan hê. Die Here praat nie noodwendig van geld en leksheid nie, maar ons het lewe in oorvloed in Jesus, en dit wat hy vir ons gedoen het. Romeine 6, wat die sonde uitbetaal is die dood, maar God se genade geskenk is die ewige lewe, wat ons deel, deur Christus Jesus. Dag 9, dan het die Here ook beloof dat hy ons nooit alleen sal laat nie. Hy sal ons nooit verlaat nie, maar vir altyd by ons wees. Matteus 28 leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Hebreërs 13, hou julle lewens vry van nommer van geld, laat wat julle het vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gee, ek sal julle nooit los, ek sal julle nooit in die steek laat nie. En hier wil ek ook sê, mense, julle sal teruggaan na die voorkant toe van die boekie,
waar die Here vir julle hierdie goed openbaar, en jy sal onthou, die dag wat jy nie uitweg gehad het, die dag wat jy nie geweet het nie, gaan jy onthou, van toe die Here by jou was, en hoe die Here jou daardeur gehelp het. En dan dag 10, al gaan ek ook in doodsgevare, en al staan ek in my lewe in 'n doodsloopstraat. Psalm 23, al gaan ek ook in 'n dal van doodskare, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Elkeen van ons was in ons lewe al daar, en die Here gee vir ons 'n belofte, hy sal met ons wees, hy sal ons daardeur dra. Dis 'n belofte van die Here. Psalm 138, as ellende my toesak, sal U my bewaar van die woede van my vyande. U steek U hand uit, U red my deur die krag. Dis die beloftes wat ons Here vir ons gee. Is hy nie waardig om aanbid te word nie? Is hy nie waardig om geloof te word en geprys te word nie? Dag 11, die Here het ons beloof dat hy ons sal help en ondersteun. Jesaja 41:10, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie ontstel word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk, ek wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Dag 12. Die Here het ook beloof dat hy in elke dag in ons behoeftes sal voorsien. Filippense 4:19. Omdat Christus Jesus dit vir ons verdien het, omdat Jesus Christus dit verdien het, sal my God uit sy heerlike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het. 2 Korintiërs 9:8. En God is in staat om aan elkeen 'n gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg sal hê en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Hier kan ek julle garantie, mense, dat die voorkant en die agterkant van die boekie by mekaar al bygekom het. Want dit gebeur in elkeen van ons se lewe, elke dag. Elke dag voorsien die Here vir ons. Elke dag help hy ons. En dan dag 13, en dat Jesus terugkom om ons met sy Vader te verenig. Mense, hier kom die groot geskenk van alles. Ek en jy verdien dit nie. Maar dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het, gaan ons toelaat om eendag saam met hom te wees waar hy nou is. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En ek wil vandag afsluit met Psalm 22, waar Dawid sê, hy roep, maar hy hoor nie. En dan die antwoord is, U woon, tog is U die Heilige wat woon, waar Israel U prys. Tog is U die Heilige wat woon, waar U geloof word. En mense, baie kere, en ek wil net gou saamvat, kom ons op plekke en as ons eie skuld, dat ons nie antwoorde van die Here afkry nie, want ons het te veel van ons eie ek in ons. Daar's onbeleide sonde in ons lewens. En dit keer dat die Here met ons kan praat en ons kan uitkom. Dit is so graag vir ons stuur. Ander keer is dit miskien nie jou toe doen nie. Miskien is dit soos Daniel was. Die Here het reeds die antwoord gestuur en hy wag in geloof en afwagting van die Here. Maar Satan keer dat daai antwoord daar uitkom, want dit is 'n antwoord wat iets gaan verander. Hou aan om te glo, want die Here gaan die weg oopmaak, soos hy dit met Daniel gemaak het, toe hy vir Michal gestuur het. En dan natuurlik mense, want ons het vergeet om ons God lof en prys toe te sing. Ons het vergeet, ons is te besig, ons dink nie daaraan nie. Dit gaan oor my en myself. Ons sien nie meer die dinge wat die Here vir ons gee nie. Ons sien nie meer die dinge wat die Here vir ons help mee elke dag nie, wat hy vir ons in die verlede gedoen het nie. En daarom wil ek vandag vir elkeen van julle sê, asseblief, vat daai boekie en loop elke dag en bid dat die Here vir julle sal wys. Dat die Here vir jou sal wys
waar jy vergeet het om vir hom dankie te sê. Dat die Here vir jou sal wys waar hy jou kom help het, wat jy nie eers aan gedink het nie. Mense hoor wat ek vir julle sê, die Here is getrou, hy gaan vir julle dinge wys wat julle nie eers geweet het nie. En julle ouens met die vinnige motorbikes, jy gaan verbaas staan, want hierdie ou het verbaas gestaan, waar die Here vir jou flitse gee, van wat jy nie eers besef het, jy kon jou lewe daar verloor het nie. Hoor wat ek vir jou sê, dinge het in jou lewe gebeur, wat ons nie eers gesien het, dat die Here vir ons daar kom uithelp het nie. En die Here is getrou, bid en vra Here, kom wys my, want ek wil U loof vir dit wat U in my lewe gedoen het. Here, ek wil U prys vir dit wat U in my lewe gedoen het. Here, ek wil vir U sê dankie vir elke voorsiening. Here, ek wil vir U sê dankie vir my gesondheid. Here, ek wil vir U sê dankie dat dit net 'n verkoue was en nie iets erger was nie, Here. Dankie Here dat ek op my bed kon opstaan. Dankie Here dat ek vanoggend hier is. Dankie vir my kinders. En die lys gaan aan en aan en aan. En moet nie dieselfde fout maak as wat ek gemaak het. Skryf dit neer. Ons gaan verbaas staan. Dan vat ons hierdie 13 dinge, want dit is net 'n paar goedjies wat uit die Bybel uitgehaal is. Hoekom moet ons vir die Here sê dankie? Want hierdie is goed wat ek en jy nie verdien nie. Ek en jy verdien nie die liefde en die teenwoordigheid van ons hemelse Vader nie. Ons is sonde en ons is met sonde bevlek mense. Maar deur die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God die Vader vir ons het hy sy seun na daai kruis toe gesit. Julle weet dat Jesus, né, wat so bitter is en ons vergeet dit. Ons praat van die kruisdood en ons maak dit goedkoop. Ek sê nie ons nie, ek sê die mensdom doen dit. Die Here was alleen, mense. Hy het Jerusalem ingery en mense het klere en palmtakke voor hulle het hom toegejuig. Paar dae later het daai selfde mense geskree kruisig hom, hulle het hom gevloek, hulle het op hom gespoeg. Hy was alleen. Alleen het hy daai pyn gedra. Alleen het hy daai kruis moes dra. Alleen het hy na daai Golgotha toe gestap, stikkend geslaan. Geen support. Geen mense om hom wat sê, dis amper verby nie. En die ergste van alles, die oomblik op daai kruis, bevlek van elkeen van ons sonde, dit wat ons toegang gee tot God die Vader. Daai oomblik draai sy Vader, die enigste wat hy nog by hom gehad het, dit wat hy nog altyd geken het, draai sy aangesig weg. En hy is heeltemal alleen, sterf ons Here op daai kruis. Heeltemal alleen. En dit vir my en vir jou. Ek dink, kom ons vat hierdie tyd, en ons sit alles in, en ons bid dat die Here vir ons wys, ons bid dat die Heilige Gees vir ons wys, en as daar onbeleide sonde is, die Heilige Gees gaan dit vir ons wys. Bely dit, maak reg. Maar vat hierdie paar dae, en vat dit wat daarop is, daar's nog baie meer in die woord van die Here. Vat dit, en dat die Here dit vir ons openbaar, dat hy vir ons openbaar wie hy is. Ons sien dat die Seun die ewebeeld is van God die Vader. Dat ons bietjie meer die Here raak sien. En ek is oortuig daarvan, julle gaan verbaas staan as die Here vir julle wys hoeveel hy al vir ons gedoen het. En julle gaan verbaas staan as ons die Here begin prys en loof elke oomblik van ons dag, of jy nou by die werk is of waar jy ook al is, praat, vertel die mense van die Here, wie hy is, hoe goed hy is, wat hy vir ons doen. Die Here wil hoor dat ons hom prys en loof en hy sal teenwoordig wees. Ek sê dit nie, die woord van die Here sê dit. So kom ons vat hierdie challenge, 13 dae, elke dag, die voorkant van die boekie, jy is waardig om aanbid te word. Agterkant van die boekie, daai paar verse, lees dit, en dank hom elke dag, vir dit wat hy vir ons doen, wat ons nie verdien nie. Ons gaan nou die nagmaal, as iemand net vir ons, daar is so 4 glasies, daar is iemand vir ons net kan kom uitdeel asseblief, of 4 treis.
Butch. Ja, allemaal nou 'n nagmaal ontvang. Ek wil vir ons hierdie stuk lees want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan u oorgelewer het, dat die Here Jesus Christus in die nag waaraan hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot nagedagtenis. Net so het hy die beker na die ete met die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit dink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van die brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mense moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons saam met die wêreld veroordeel mag word. Daarom, my broers en susters, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger is, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot oordeel saamkom nie. Die ander saak sal ek reël wanneer ek kom, sê Paulus. Wanneer ons die nagmaal gebruik, mense, gaan dit tot nagedagtenis, soos die Here gesê het, oor dit wat hy vir ons op die kruis gedoen het, en dit wat hy vir ons elke dag doen. Dat ons nie uitverkoop is aan die Satan nie, maar dat ons deel is van God se familie. Dat hy vir ons lief is, dat hy vir ons wil seën, dat hy vir ons wil gee. Maar meer as dit, wil hy hê ons met die ewigheid saam met hom gaan, na sy Vader, en ons tyd daardeur bring. En daarom wil ek vandag bid, en ek wil sê, Here, dankie Vader, vir u liggaam gebreek op daai kruis. Here, dankie dat u die pad gestap het, Here, dat die offer wat u gebring het, Here. Here, daar was soveel offers in die verlede, Here, beeste, skape, duwe, alles is geslag, Here, so baie bloed, Here, so baie vet verskroei, Here. Maar toe kom u, Here, en u stap na daai kruis, Vader. U liggaam is vir ons stikkend geslaan, Vader. Here, en die offer was aanneemlik vir u, Vader. Ons hoef nie weer te offer nie, Vader. U het dit gebring en dit was genoeg, Vader. Daarom neem ons as elkeen hierdie broodjie kan vat. Daarom, Here, neem ons hierdie broodjie, Here. En ons sê vir u dankie, Vader, vir u liggaam gebreek, vir my en vir elkeen. Vir elkeen wat glo, Here, dat ons kan weet, ons gaan sondevry, vlekloos, eendag die hemelpoorte in, en ons kan voor ons hemelse Vader verskyn. Here, die bloed gevloei ter vergifnis van elkeen van ons sonde. Dit wat ons so maklik verkeerd doen, Here. Dit wat ons so maklik, Here, aanneem, Here, en net aanneem, Here, dat ons vergewe sal word vir sonde. Here, maar u bloed het ons kom verseël teen die aanvalle van Satan. U bloed gedrup, Here, elke druppel is daar, en ons kan dit vandag gebruik. Ons kan dit aanroep, Here, ons kan dit oor onsself spreek, ons kan dit oor ons families, ons eiendomme spreek, Here. Want die bloed van u, Here, wat gestort daar, Here, verseël ons van die aanvalle van die Satan, en dit
Here, wat teen ons kom, wat die wêreld vir ons bring. En ons wil vandag vir U sê baie dankie daarvoor. Here, ons neem hierdie bloed en hierdie broodjie, Here, in geloof. En ons glo, Here, ons staan vandag hier en ons glo dat dit wat U vir ons in die kruis gedoen het, genoeg is, Here, sodat ons by U Vader kan wees. En ons sê vir U vandag baie dankie daarvoor, Vader. En dan wil ek net vir elkeen van julle bid vir die week, of die volgende 2 weke, as julle gaan en julle gaan julle boekies maak, dat die Here vir ons sal kom openbaar, dat die Here vir elkeen van julle sal wys, en dat ons verbaas sal staan, en ek sal met pastoor Jaco gesels, en hoor, die 15de, as ons terug is hierso, as daar van julle is wat getuienis wil lewer, van die goedheid van die Here, in elkeen van ons lewe, mag het so wees, dat die Here in hierdie weke wat kom, hierdie dae, vir julle dinge sal openbaar, waar ons vergeet het om lof en eer en dankie te sê, Here, vir dit wat U in ons gedoen het. Mag het so wees dat ons in vrede gaan. Ons maak ons oë toe. Here, ons gebed vandag is dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, dat U aan ons harte kom lê het, Here, dat ons so maklik vergeet. Ons kan vir mense dankie sê, Here, vir dinge in ons lewe. En ons doen dit so maklik en so vinnig, Here. Maar vir U, Here, vergeet ons partytjie. Ons vergeet om te kyk, ons vergeet om in dankbaarheid elke dag op te staan en te soek, Here, na die goedheid van U, Here. En ek wil bid vandag, Here, dat U vir ons attent sal maak. Here, dinge in die verlede, dinge in die toekoms, dinge wat nou gebeur, Here. Here, waar ons net bloot vergeet het, Here, of dalk net aangeneem het en gesê het, dis vanselfsprekend, want U sê U sal die goed vir ons gee. Here, ons verdien niks van dit nie, Here. Ons verdien niks van hierdie goed wat U vir ons gee nie. Ons verdien niks van die goedheid nie, Vader. U doen dit uit liefde, U het na daai kruis toe gestap, Here, uit liefde uit vir elke sondaar mens, Here. En ons wil vir U sê baie dankie. Gebruik hierdie week, Here, hierdie weke wat kom, ja, Here, breek vir ons lewens oop, Here. Dat ons nie in 'n enkele oomblik iets sal vergeet, Here, dat ons vir U kan sê dankie, dat ons U kan lof bring, want die Bybel sê, Here, U is daar waar U geprys word, U is daar waar U geloof word, Here. En mag dit so wees, dat ons alles wat ons het, Here, aan U sal gee, hierdie volgende 2 weke, Vader. Kom sien ons in dit, Here, en as ons weer by mekaar kom, Here, dat ons vol julle vrolikheid sal wees, Here, oor dit wat U vir ons gedoen het. Dat ons kan getuig, Here, oor die goedheid van U in ons lewens, aan mense daar buitekant, wat nie weet nie, Here. Mense wat daar buitekant wat nog net hoor, Here, dat ons lewens sal spreek, Here, van dit wat U vir ons gedoen het, Here, in alles in ons lewe, Vader. Here, mag U met elkeen van ons wees hierdie week, sal U ons kom lei, Here, en sal U ons kom beskerm, Vader. En soos U elke dag doen, Here, sal U vir ons kom voorsien, Vader. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Dankie julle, ons gaan nie nou sing nie. Julle kan maar uitbeweeg.